Goeiemôre julle almal, kan julle dit glo? Ons het aan die einde van hierdie week gekom. En ek hoop julle het lekker opgestaan en begin so lank daai gordyne oop te maak, dat die nuwe dag se aanbreek ook in jou lewe kan aanbreek. Dit is so 'n voorreg om die prentjie van die opkoms te sien en te weet dat die Here se getrouheid altyd en altyd daar is. Dit verander nie, dit gaan nooit weg nie. Hy het vir ons deur die nag bewaar. Ek wil graag ons week saam met mekaar afsluit. En ek wil vir julle een enkele vers lees in Psalm 34. En ek lees vir julle dan vers 10. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. En hoor nou net wat sê die skrywer, dis Dawid wat hier sê, julle wat hom dien, ly geen gebrek nie. Julle wat hom dien, ly geen gebrek nie. Laat my dink aan so 'n storie van 'n vroutjie wat eendag op 'n kerkuitstappie is. En hulle is toe nou daar in 'n woongebied 'n arm woongebied. En op hierdie uitstappie gaan besoek hulle toe 'n vrou wat na 12 gestremde kinders uit haar klein 2-vertrek huis omgesien het. Sy het absoluut stom van verbasing oor hierdie vrou gestaan, want hierdie vrou het 'n goeie hart gehad, en meer as dit, hierdie vrou was tevrede, en sy was gelukkig om met die absoluut minste klaar te kom, en dan ook nog na soveel moeilike hanteerbare kinders om te sien. En daai aand, na die uitstappie, het sy in haar huis ingestap met hierdie gevoel van, ag Vader, ek het soveel om voor dankbaar te wees. U bederf my met oorvloed. En 2 weke later, nooi een van haar baie gegoede vriendinne haar toe vir tee, by 'n luukse huis in 'n baie gesogte woongebied. En toe by die instap in hierdie reuse voorportaal, voel sy toe as te ware hierdie oorvloed aan, en sy bewonder hierdie welgestelde vriendin vir die manier hoe sy haar rykdom met styl en grasie aanbied. En daai aand toe stap sy by haar eie huis weer in, en met skaamte oor die ou eenvoudige huisie waarin hulle leef, 'n dak wat lek, die ou mat wat al 'n paar vlekke op het, en ewe skielik toe voel sy brandarm. Dis dieselfde vrou, en dis 2 weke uit mekaar uit, nê? 2 verskillende omgewings, maar dis 'n totale ander gevoel van eie waarde, omdat sy haarself aan ander gemeet het, en omdat sy in al 2 gevalle haar eie oorvloed misgekyk het. Vriende, kies om jouself op jou eie skaal, op God se oorvloedskaal te weeg. Moenie jouself weeg teen ander nie, want jy gaan jouself altyd te lig bevind. In die Here se oë is jy geseënd met meer as wat jy ooit besef. Sien dit raak, eer God vir jou lewe, maak nie saak hoe dit lyk nie, want baie keer is ek en jy die ryk mens, na wie ander kyk, en baie keer is ek en jy die arm mens, op wie ander neersien. Moet nooit jouself vergelyk in terme van wat jy het nie. Vergelyk jouself in die oë van God en besef dat jy skatryk is. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Ja, Here Jesus, dis vanmôre weer in hierdie geval waar ek besef dat ek een van u bederfde kinders is. Ek is een van u oogappels, en ek eer u daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Jo, kan julle glo dat die week verby is? Ag, geniet julle naweek, rus uit, geniet julle geliefdes, so 'n bietjie van 'n lang naweek hierdie keer. Vat daai ekstra dag, rus 'n bietjie uit, span uit, en onthou aan wie jy behoort. Ons praat volgende week weer. Totsiens.